Welkom by Direk met Dirk en dit is ons eerste podcast vir 2026 en ons almal is alweer lekker bedrywig, ons raadslede ook. En vanmiddag saam met my is raadslid Leon van Dijk. Hy is my portefeuljevoorsitter vir veiligheid op die burgemeesterskomitee. En ja, Leon het natuurlik 'n baie belangrike portefeulje en hy het goeie agtergrond. Leon self was stasiebevelvoerder. Hy het self opleiding gegee in die polisie en hy het self opleiding ontvang by Scotland Yard. So ons het 'n raadslid met baie goeie kennis en agtergrond rondom veiligheid. En ons sal so nou gou bietjie iets rondom dit sê of gesels. Maar dit was my voorreg om vroeër in die jaar in Januarie met van ons seniors in Mosselbaai te gesels en hulle noem hulle self the University of the Third Age. En dit is basies afgetrede inwoners in ons dorp wat 'n bydrae wil lewer. En dit was lekker om met hulle te gesels en hulle het vir my verskeie vrae deurgegee en ek het toe vir hulle gaan terugvoer gee rondom die vrae. So ek het gedink dit is baie relevante vrae, dis vrae wat die gemeenskap vra. Ongelukkig word daar baie inligting versprei wat baie keer nie heeltemal korrek is nie vir verskeie redes, veral ook rondom veiligheid en ons jok. En so ek het hierdie vraag gaan antwoord en ek het vir raadslid Leon ook dan nou hier vandag om bietjie meer in detail dan, laat ons eers oor veiligheid gesels en dan sal ek so 2 of 3 van die ander vrae wat gevra was ook bietjie terug voor opgee. Maar ek kan net eers noem dat van die raad se kant vir die laaste 5 jaar konsentreer ons op veiligheid. Natuurlik munisipaliteit se veiligheid mandaat strek hoofsaaklik rondom wetstoepassers wat munisipale bywette dan implementeer en moniteer en of polisieer en dan natuurlik verkeer. En dan in terme van boubeheer om te kyk dat geboue ensovoorts veilig is. Maar met elke publieke vergadering wat ons oor die laaste klomp jaar gehad het die publiek vir ons met terugvoervergaderings en met ons geïntegreerde ontwikkelingsbeplanning wat in terme van wetgewing vereis laat raadslede en die administrasie van munisipaliteite na die publiek gaan en laat hulle insette gee in terme van ons beplanning. Ons noem dit sommer IDP of GOP, maar ek weet ook baie keer verstaan almal nie al die afkortings waarmee ons werk. So dis hoe die stelsel werk. 'n munisipaliteit beplan en begroot rondom insette en natuurlik ons eie prioriteite in terme van langtermynbeplanning waaroor ek bietjie later iets ook sal sê. Maar dis so 'n munisipaliteit beplan. Die hele proses bestaan uit gemeenskap en natuurlik ons regstaat en dan 'n munisipaliteit. Dis die 3 komponente en die idee is natuurlik laat die publiek ons adviseer in terme van wat ons moet doen. So by elke openbare vergadering sê die publiek vir ons een van hulle hoofkwellinge of bekommernisse is veiligheid. En vir daai rede het nie net Mosselbaai nie, maar verskeie ander rade in die Weskaap en ek dink Mosselbaai was definitief die voorloper in terme van wat ons doen. Het ons besluit dat ons gaan daai mandaat wat ons het verder ontwikkel. In terme van die grondwet, skedule 4 en 5b sê dit dat ons 'n veilige omgewing kan help skep. Dis dieselfde met sosiale dienste. En ons taak is dus om te kyk, ons het hierdie mandaat wat die polisie het nie, maar wat die rol wat ons vervul is om absoluut te kyk hoe ons 'n verlenging kan wees, 'n verlengstuk en hoe ons die Suid-Afrikaanse polisie kan bystaan. So ons het verskeie dinge in plek gesit en raadslid Leon sal nou 'n bietjie meer daaroor sê om die Suid-Afrikaanse polisie te help om Mosselbaai se inwoners veilig te hou. En wat dan nou hartseer is die aanvalle, want ek dink dit is vir elke liewe persoon prioriteit dat jy seker maak jouself, jou vrou en jou geliefdes, jou kinders is veilig. En dit is die rede hoekom ons geld in daai rigting spandeer ook, om te help verseker. Ons weet dat die Suid-Afrikaanse polisie soos meeste ander staatsinstellings is onderbefonds. Ons het goeie Suid-Afrikaanse polisie amptenary in Mosselbaai, ons het goeie bevelvoerders in die Weskaap ook, en ons werk baie goed met hulle saam. Maar hulle het nie noodwendig dit wat hulle nodig het nie. En dit is tot ons eie belang om te help, om te kyk. En ons het hierdie vennootskappe met buurtwagte ensovoorts waarop ons bou om dan nouer saam te werk met die Suid-Afrikaanse polisie. Maar ongelukkig word ons ook baie aangeval en ek vermoed dis maar vir politieke redes, want ongelukkig werk die politieke bestel sodat een party voer uit en doen en die ander se werk is dan nou maar om te kritiseer. Dis dan nie altyd so erg nie, maar ongelukkig is dit hoe mense dit ervaar baie keer. Maar ja, ons staan sterk, ons investeer, ons is naaste by nog nie waar ons wil wees nie.
in terme van netwerke uitrol, in terme van vennootskappe nog verder uitbou, in terme van infrastruktuur slim gebruik om te kyk hoe ons kan bespaar. Maar die eerste vraagstuk en die eerste propaganda wat daar buite aangaan is dat ons 'n onwettige sentrum het of 'n JOC het, want dit staan bekend as die JOC. So Raadslid Leon, kan jy so 'n bietjie vir ons inwoners verduidelik hoe die stelsel in mekaar gesit word en dan nou is dit wettig of is dit dan nou nie wettig nie? Burgemeester, eerstens baie dankie vir die geleentheid dat 'n mens 'n paar stellings kan maak. Ek dink dit is baie belangrik. U het die woord vennootskappe reg deur die gesprek gebruik en ek dink dit is presies waaroor dit gaan. Mens moet aanvaar dat vir baie jare het Mosselbaai nie 'n huis gehad vir al sy vennote nie. En ek dink mens kan die JOC of die Joint Operations Center met 'n huis vergelyk waar jy jou kinders, jou pa, jou ma almal in dieselfde huis het om dit makliker te maak vir verskeie doeleindes. So wat 'n mens moet verstaan is dat dit het ons in elk geval altyd geld gekos om operasionele sentrums apart van mekaar te bedryf. So daar moes byvoorbeeld 'n beheerkamer wees vir verkeer en vir wetstoepassing. Daar sou een gewees het vir brandweer. Daar sou een gewees het vir ons inbelsentrum wat 24 uur opereer. En so kan 'n mens praat oor verkeersdienste en so kan ons aanhou. En wat werklik ek dink mense nie regtig soms verstaan nie, is dat hier is 'n huis waar ons al hierdie vennote bymekaar gebring het, waar daar direkte kontak is, waar ons kan seker maak dat kommunikasievloei ontsaglik verbeter het, nommer 1. En nommer 2 is dat daar eintlik geldbesparing is, want jy bedryf nie nou plekke of waar dit weg is van mekaar nie. Met ander woorde, daar waar ons instellings gehuur het, byvoorbeeld het ons nou die mense almal geïnkorporeer in een sentrum. So ek dink dis belangrik om dit te verstaan. En 'n mens moet miskien gou die vennote so 'n bietjie noem dat 'n mens kan verstaan waaroor dit gaan. En ons noem dit nou maar kiosks of plekkies waar almal dan vir mekaar sien en oogkontak het met mekaar. Is dit natuurlik die brandweer. Ons kry ook dan EMS studente in gewoonlik gedurende vakansietydperke wat nie regtig ons mandaat is nie, maar wat ter ondersteuning is vir die breër gemeenskap. Dan het ons ook provinsiale verkeer wat by ons is. Dan het ons die inbelsentrum en u was bevoorreg om vir Sharon geluk te sê nydag met 41 jaar diens. Dit is die stem, dis waar dit vandaan kom. Daar is 'n 24 uur sentrum waar enigiets van 'n potgat tot 'n hond wat blaf ook gerapporteer word. En dit word onmiddellik gedokumenteer en vir die regte afdeling gegee. Langs dit kyk 'n mens natuurlik na die Suid-Afrikaanse polisie wat 'n 24 uur ook teenwoordigheid het. Wat vir ons baie belangrik is. En dan uit 'n rampbestuursoogpunt aan die oorkant het ons 'n student wat vir ons deur die distrik gegee is, wat ook daar werksaam is, wat help met gebeurlikheidsbeplanning. Ons het dan ook 'n klandestiene eenheid wat privaat is, wat help om so 60% van die Weskaapse renosters te bestuur en te beheer. Nie net renosters nie, maar ook vetplante byvoorbeeld. Want daar is 'n verskriklike ontginning en diefstal van dit in ons streek. En dan langsaan moet 'n mens dan vir mekaar sê, ons sit dan met wetstoepassers, ons sit met die rooi mure en ons sit dan met verkeer, wat alles gekoördineer by mekaar is. So dit is maklik wanneer daar plakkery is, om dan net vir die wetstoepasser te sê, man, weet jy, hier is 'n onwettige struktuur wat nou opgaan. Hy hoef nêrens te bel, hy loop soontoe en hy sê vir die persoon wat aangaan. En dan is die, kom ons noem dit die kombuis van die huis, is dan maar eintlik die CCTV-kamer. Dis die enigste instelling wat 'n ander funksie het. Maar hy is aanvullend tot dit wat gedoen word reg deur Mosselbaai. So kom ek en is op daai sentrum wat al die aanvalle basies gebaseer is. Net so. Dis die een aanval. En ek dink burgemeester, mens moet vir mekaar sê dat baie mense was nog nooit in die sentrum. So hulle weet nie nommer 1 wat is die kapasiteit van die sentrum nie, hulle weet nie hoe dit gestruktureer is nie. Min mense weet dat daar 3 vlakke binne in hierdie sentrum is, een vir operasioneel, een vir strategies en een vir uitvoering. Maar 'n mens moet hierdie CCTV-kamer sien eintlik as die kombuis, want daar word 'n klomp goed gesien. En dan is daar ook verwarring by mense oor wat sien die CCTV. Ek kan nie sien as 'n man 'n vrou verkrag in 'n huis, want daar's nie 'n kamera om dit te sien. En so kan 'n mens redeneer, maar dan kan 'n mens ook redeneer soos wat ons nou praat oor besparing. Die raad wil graag hê daar moet minder wagte geplaas word byvoorbeeld, maar daar moet meer monitering gedoen word wat vir ons goedkoper gaan wees. Dit beteken dat daar's 'n reaksie mag of 'n reaksiegroep
wat onmiddellik kan reageer op ons batebeskerming. En daarvoor het ek nie 'n eksterne maatskappy nodig nie, ek kan my eie mense in huis gebruik. Dan kan ek vir u 'n syfer gee van 70 tot 80% van die brande word geïdentifiseer deur CCTV-operateurs. Die brande se bestuur word daardeur gedoen. Ons is toevallig nou vandag begin met 'n projek waar ons uit die operasionele kamer na die insidentkamer beelde kan verplaas, sodat dit makliker is vir daardie mense wie die kom ons noem dit maar die operasionele deel bestuur binne die insidentkamer. En miskien moet ek ook gou hier 'n regstelling maak. Baie mense sê die JOC maak oop en toe. En dit is nie so nie. Die Joint Operations Center is altyd oop, burgemeester. Dis die insidentkamer wat oop of toe is. En daar gaan langs, soos jy reg gesê het, van die verantwoordelikhede, die brandweer of die polisie wat dan beheer neem oor daardie spesifieke insidentkamer. So dis 'n bietjie in breë, maar mens moet dan vir mekaar sê dat die JOC speel 'n koördinerings of 'n fasiliterings wat is die regte woord? Funksie om seker te maak dat al hierdie vennote op die mees toepaslike manier met mekaar kan saamwerk. En as jy dan nou verwys na die JOC, dan is dit die NPC wat gestig is, wat deur die raad befonds word, in dieselfde manier hoe die raad vir baie jare Mosselbaai toerisme ook bestuur. So ons het dieselfde voertuig. Maar so daai funksie van daai bestuur is, om dan te kyk dat die hele sentrum reg funksioneer en dan uitsluitlik ook konsentreer natuurlik op die moniteringskamer en al die vennote wie se beelde ook instroom. Dis 100% korrek, burgemeester. Ek dink mense moet gou raak aan die struktuur, en dit is dat daar is 4 onafhanklike direkteure. Ek is aangewys as die voorsitter om seker te maak dat hierdie raad van direkteure die belange van almal op die hart dra en die sentrum. En jy verteenwoordig die raad. Ek verteenwoordig die raad. Wat raadslede wat demokraties deur die inwoners van Mosselbaai verkies is. Dis 100% korrek. En dan is die vraag wat baie keer kom is, daar word verskriklik baie geld gespandeer in hierdie JOC, en dan word syfers genoem van 15 miljoen en 20 miljoen. So dit was een van die vrae, wat kos die belastingbetaler? So, miskien moet 'n mens eers uitgaan om te sê dat dit om en by 12 miljoen rand gekos om daai sentrum te bou en uiteen te sit soos wat ons nodig geag het. Nou, ook wat belangrik is, wat mense ook kan noem, is die feit dat ons verskeie kere deur die ouditeur uitgewys is dat ons 'n ander plek moet hê, verder van die munisipaliteit, om al ons IT inligting te stoor, om backups te doen. 100%. So al daai backups is dan ook in 'n baie veilige plek binne die sentrum. Ek kan miskien ook noem dat groot instellings, soos die Suid-Afrikaanse polisie, sy radiosenders is ook daar gebaseer. Omdat dit 'n veilige plek is. Omdat dit 'n veilige plek is. En dan is soos hulle in Engels sê, die fallacy wat soms versprei word, die situasie van onwaarhede, is dat hierdie sentrum is maar net gebou, want hy is maar net gebou. En dit is nie regtig so nie. Uit die tipografie is die JOC op die hoogste punt geplaas. Geografies of tipografies, sodat ons ander plekke kan sien, en daarom die bou van die mas op hierdie stadium. Maar om terug te keer na die vraag, burgemeester, wat jy gevra het oor wat kry ons? Ons ontvang 3 miljoen rand per jaar uit die begroting. Ja. Waarvan 1.5 miljoen rand spesifiek gespandeer word oor, soos hulle in Engels sê, overheads, met ander bedryfsuitgawes en salarisse. Hierdie komponent, hierdie CCTV komponent, daar is tog strukture. En binne in hierdie strukture het ons permanente personeel wat moniteerders is, daar is senior en junior personeellede, daar is 'n finansiële bestuurder en daar's 'n operasionele bestuurder. So salarisse moet ook gedra word in hierdie verband, en dit is belangrik dat ons dan ook sê dat boonbehalwe die hulp wat ons kry van die raad, of wat die JOC ontvang van die raad, word daar ook deur die Department for Police Oversight and Community Safety ook geld bewillig in terme van personeelonkoste. En wat ek daarby bedoel is, daar word studente vir ons gegee wat weer die Chrysalis Akademie uitkom, wat dan deur ons opgelei word vir 'n jaar, maar ons het dan die bevoegdheid van daardie persoon of die mandatering van daai persoon binne in die sentrum. So 1.5 miljoen rand word gebruik vir overheads of bedryfsuitgawes, en die ander 1.5 miljoen rand word gebruik om projekte uit te rol. So net voor ek hiernatoe gestap het, het ons vinnig gou gesit
En ons het bepaal dat daar is 20 hoogtepunte al geskep wat nie voorheen daar was nie. En dit is om seker te maak dat syne van sover as Ruiterbos, Herbertsdale ensovoorts van landelike gebiede ook inkom na die Joint Operations Center toe. So mense dink altyd dis baie maklik. Jy het 1.5 miljoen rand om kameras te koop en jy kan baie doen. Dit gaan nie oor dit nie. Iemand moet seker maak dat inligting reg gestoor, benut en waardeer word. 2, iemand moet seker maak dat hierdie inligting reg vertoon. Iemand moet seker maak dat hierdie inligting reg geanaliseer word. En wanneer 'n mens kyk en jou hele ruggraat van hoe dit in stroom. Korrek. So ons was nou gelukkig dat ons, soos hulle in Engels sê, piggyback op van die infrastruktuur wat reeds deur die munisipaliteit geskep is. Ek is ook buurtwagte. Buurtwagte, se senders funksioneer van daar op burgemeester 100% korrek. En dan is ons besig met 'n nuwe projek oor drones se docking stations of hommeltuie soos dit in Afrikaans is. Dat hierdie hoogtepunte dan ook benut word. So dis multifunksioneel en wat ons probeer doen is om hierdie netwerk van veiligheid uit te brei vir die hele gemeenskap van Mosselbaai. Mense moet onthou ons het 2017 vierkante kilometer met slegs soveel beamptes en die kritiek wat ons gereeld kry is ons sien nie wetstoepassers nie. Ons sien nie verkeersmanne nie. Wel, dis 2017 vierkante kilometer van Gourits tot by Klentana tot by Ruiterbos. Dis onmoontlik. En dit in terme van 'n begroting is duur om personeel aan te stel. Is belangrik dat jy goeie personeel aanhou. So ons gaan natuurlik deur daai prosesse en probeer die beste moontlike personeel want hulle het 'n verantwoordbare werk, maar op die einde van die dag betaal iemand. En soos ons gesê, dis ook 'n ondersteuningsdiens aan 'n entiteit wat die Suid-Afrikaanse polisie is wat eintlik uit ons belastingbetaler geld reeds die diens moet lewer. So ons kan ook nie onverantwoordelik net spandeer nie. Korrek. Ek dink die erkenning wat mense kry, burgemeester, daar is kritiek en mense neem dit in ag soos wat dit nou maar kom en van wie dit kom soms. Maar dan moet 'n mens ook sê dat daar is daarom erkenning van mense wat rampbestuur goed ken, soos 'n Colin Diner, die premier, Anton Bredel wat gereeld besoek kom aflê by hierdie funksionele Joint Operations Center. En ons komplementeer. Hy was 'n regspersoon ook 'n week. Die regter-president van die Wes-Kaap was ook by ons en het ook kom kuier. Korrektiewe dienste kom kuier gereeld. Ons het nou die staande komitee wat so die 3de week in Februarie gaan hulle by ons kom kuier. Hoekom? Want hulle erken Mosselbaai as een van die rolspelers binne die Wes-Kaap wat 'n behoorlike funksionerende Joint Operations Center bedryf. So vir my is die vraag eintlik en ek het dit vir die of seniors moet wie ek gesels het genoem ook of afgetredenes. Die vraag moenie wees wat dit kos nie. Ja, dit kos iets en natuurlik ons probeer verantwoordelik optree met die belastingbetalers geld. Ons probeer tegnologie gebruik om van hierdie rolle te verrig. Ons is in moderne tye en ons omhels enige infrastruktuur en tegnologiese vooruitgang om die werk makliker te maak is meeste van die tyd goedkoper en meer effektief. Maar ek dink ook die vraag moet saam met dit gevra word, wat bespaar ons? En ek dink daar mis baie mense ook die punt dat daar reeds ook spandering is in terme van die monitering van verskeie munisipale infrastruktuur. Korrek. En jy kan miskien ietsie oor dit noem, Leon. Ek gaan 'n simplistiese model aan die voorhou, burgemeester. Kom ons vat Suiderkruis se munisipale fasiliteit vir piknik. In die verlede moes ons altyd 'n patrollievoertuig uitstuur om seker te maak wat binne dit aangaan. Nou kan ons omdraai en sê daardie spesifieke fasiliteit word gemoniteer en ons kan sien wat die probleem is potensieel. Of voordat ek 'n brandweervoertuig uitstuur na 'n bepaalde toneel toe, dan gaan ek seker maak dat is daar regtig gebrand of is die brand op daardie spesifieke ligging soos wat bepaal word. Ja. Ek kan nou vir u sê met die brande wat ons nou onlangs gehad het van 6 tot 11 Januarie, as dit nie was vir die kamera-operateurs wat gereeld boodskappe kon herlei om te sê die brand waarna jy kyk is nie daai brand nie, die rook kom eintlik van hierdie oorsprong af. Dan het ons brandweer baie meer gesukkel. En dan kry mens gereeld die vraag, burgemeester, oor wat 'n misdaad het die Joint Operations Center al bekamp. Dis gewoonlik die vraag. En dan tweedens, gee vir ons al die sake waarin die Joint Operations Center al betrokke is. Nou, en dis natuurlik die werk van SAPS. Dit is die werk van SAPS. En ek moet jammer sê vir daardie mense, want ek dink daar's nie regtig begrip nie.
Want die Joint Operations Center speel 'n ander tipe rol en dit is die verskaffing van inligting vir SAPS. om daardie oortredings na te volg. Want Tref en trappe byvoorbeeld. Want in terme van wetgewing is dit hulle mandaat. Ons kan nie vir onsself net mandate toeëien nie. 100%. So die mense moet eintlik eerder vra watter bydrae is gelewer met betrekking tot padveiligheid, tref en trap, diefstalle, rowe. Want die Joint Operations Center sal nooit daardie erkenning kry nie. Ja, of die besparing in terme van veiligheidswagte, want ek weet daai kameras of infrastruktuur word ook gebruik om munisipale infrastruktuur op te pas, ek daai woord kan gebruik. Want vir baie van ons groot pompstasies of transformators, substasies ensovoorts waar daar baie keer uitdagings is, was daar tradisioneel personeel aangestel om daai infrastruktuur op te pas. En nou kan jy hierdie tegnologie gebruik om basies daai monitering teen 'n laer en so die ideaal is om die besparing so te bewerkstellig dat dit jou uitgawe aan die jobkant dan help befonds. 100%. In die verlede, burgemeester, moes ons mense uitstuur om spesifieke besoeke te bring aan spesifieke instellings om te kyk of die wagte teenwoordig is byvoorbeeld. Ek gebruik net 'n simplistiese voorbeeld. Nou kan ek die kamera gebruik. En ek kan sê die alarm wat afgegaan het, is dit nodig dat ek regtig iemand uitstuur of is die aksie wat ek geloods het toepaslik? So ons probeer 'n vermindering teweegbring in terme van sekuriteitsdienste, maar dat ons monitering kan verhoog binne in die Joint Operations Center. So ek kan vir byvoorbeeld sê dat die Joint Operations Center soos hy in wese tans is, raak al klaar te klein vir die bedrywighede wat ons daar het. Hoeveel kameras is daar al? En jy kan miskien, so daar's 'n vennootskap, so ons het verskeie buurtwagte ensovoorts, wie se tegnologie ook instroom. Dis korrek. En dan natuurlik het ons ons eie infrastruktuur en dan nou infrastruktuur ook wat infrastruktuur of ja, kameras wat infrastruktuur van die munisipaliteit help moniteer. En op hierdie stadium is die idee dat jy uit die aard van die saak in jou meer gegoede gebiede het daai buurtwagte moontlik self kameras en in jou minder gegoede gebiede moontlik minder. En die idee is natuurlik om soos 'n net oor jou hele dorp te hê, want veiligheidsagate in die net is dit waarheen jou misdaad dan gaan. 100%. Op hierdie stadium burgemeester 650 kameras. Hy sal uitgebrei word. Ons het gesê binnekort sal ons so by 1000 wees. Die lisensie wat ons uitgeneem het, gaan ons tot op so 900 neem. Want daar's 'n bestuurstelsel ook wat jy vir jou kameras moet gebruik, sodat dit reg kan funksioneer. Maar ek dink mense moet besef dat kameras word nie net uitgerol om net uitgerol te word nie. Dit word uitgerol met bepaalde doelwitte. Ja. En van hierdie doelwitte sit ons gereeld met ons vennote soos die Suid-Afrikaanse polisie om te sê, hoekom sou jy dit sien as 'n brandpunt? Wat gebeur? Is daar rowe? Is daar wat maak dit vir jou belangrik om daardie inligting te kry? En so ek dink ons kom nooit by die kernelemente uit om te sê wat se waarde het die Joint Operations Center eintlik in terme van die voorsiening van inligting. Niemand weet hoeveel speurders kom op 'n daaglikse basis na die Joint Operations Center om te vra vir inligting. En intelligensie kom altyd teen 'n koste ook. Dis korrek. En dan moet die publiek ook weet dat daardie inligting word beskerm tot voordeel van die breë gemeenskap. Niemand kry inligting of geen instelling kry inligting behalwe as dit deur 'n SAP 21 'n dokument daar gestel is of deur 'n magtiging van die speeroffisier nie. Word geen inligting weergegee nie. So baie keer kry ons navrae oor ongelukstonele en dan sê ons maar as dit aangemeld is by die Suid-Afrikaanse polisie, dan sal die ondersoekbeampte die inligting welkom ontvang. Die trick, soos hulle in Engels sal sê, is om vir almal te sê daar is bepaalde resources of hulpbronne tot almal se beskikking. Ons is nie perfek nie en die hulpbronne is ook nie perfek nie, maar dit wat daar is, sal ons tot die beste van ons vermoë dit gee wat ons kan gee. So ja, op hierdie stadium die fokus vir die volgende jaar, miskien kan ek daarmee afsluit, is om te sê dat dit is die fokuspunt. So ons is besig met 'n Herbertstyle, ons is besig met 'n Ruiterbos, ons is besig met al die moeilike plekke, want ons moes eers daar kom om hoogtepunte daar te stel. En baie mense verstaan nie, kom ek gee hier net gou 'n syfer. Ons ontvang 1.5 miljoen rand om projekte uit te rol. Om so hoogtepunt op te rig, kos my amper 100 000 rand of kos die Jacques 100 000 rand. So
mens moet verstaan dat jy kan nie hierdie goed in isolasie net vorm nie. Jy moet, soos u reg gesê het, jy moet 'n visgraat of 'n backbone bou. En dan gaan dit bietjie makliker. Ja, en ek sê baie keer as ek met die gemeenskap gesels, ons was eintlik 2-3 jaar ten minste agter. Ons het byvoorbeeld panservoertuie, 2 ligte panservoertuie en die publiek vra hoekom het julle dit nodig? En baie keer verstaan die publiek nie die omstandighede waarin jy in die aand moet ingaan, waar as jy met 'n gewone verkeersvoertuig of wetstoepasser, word jy moontlik met bakstene gegooi en jou personeel eerstens hulle lewensgevaar, tweedens kan jy's glad nie effektief nie. Dit is reeds 'n enorme uitdaging en ek weet al ons gemeenskappe is bekommerd en kla oor land invasions of oor plakkery wat net aangaan. En ons sukkel om by te hou en om dit te voorkom. En as ons nie investeer het in hierdie reaksie-eenheid wat ons het, in die voertuie wat lê, en dit het geverg in hierdie laaste 5 jaar opleiding, die regte toerusting ensovoorts, en ongelukkig werk ons nie staat, dit vat tyd om al hierdie dinge in plek te kry, die ooreenkomste tussen ons Suid-Afrikaanse polisie, want ons mense kan net onder die Suid-Afrikaanse polisie bevelvoerder uitgaan in die gemeenskap, en daai, as daar onrus byvoorbeeld is, daai rol vervul, en so daar's 'n klomp werk gedoen, maar dit kom ongelukkig teen 'n koste, en soos ek sê, as ons nie in dit investeer het nie, sou die uitgawe aan die dienslewering kant om dan vir al hierdie mense wat net grond gryp ensovoorts, om aan die ander kant dienste te lewer, jou sekuriteitsdienste wat jy self moet betaal ensovoorts, om op te maak daarvoor, dink ek op hierdie stadium, en dit is nou op hierdie stadium nie gebaseer op getalle nie, maar die doelstelling van die raad is nie om geld te mors nie, is uit die aard van die saak om op die langtermyn te kyk hoe die ding lewensvatbaar kan bly, en hoe kry jy dit lewensvatbaar, is deur besparings en vooruitbeplanning. Die feit dat jy nie hoef in onmoontlike areas infrastruktuur hoef uit te rol nie, want ek meen waar daar geplak word gewoonlik is areas waar dit baie moeilik is, daar is geen beplanning nie, so dit is ongelooflik duur, jy moet die mense hervestig en terugskuif, dienste inkry waar dit nie noodwendig so beplan was nie, dit is moontlik baie ver van infrastruktuur af, ensovoorts. Ek dink wat jy sê, burgemeester, is daar moet 'n balans gehandhaaf word en mens moet dit skep. Kom ons vat net 'n gewone pompstasie, as pompe uitgeruk of gesteel moet word of beskadig moet word wat byvoorbeeld water sou voorsien, dan is dit eerstens die ongerief vir die gemeenskap. Dis die ongerief in terme van skole, kerke en gemeenskapsale, hospitale ensovoorts, en dan moet jy daai infrastruktuur weer regmaak. So mens moet daai balans moet jy daar kry om seker te maak dat dit waar jy dit spandeer werklik saak maak. As 'n mens so vinnig bietjie praat oor honde byvoorbeeld en ou praat so bietjie oor panservoertuie, dan het mense hierdie illusie in hulle gedagtes dat die jock ontplooi al hierdie goed. Dis nie die jock nie. Die jock is net 'n huis waar almal gehuisves word. Maar daar's departemente wat hierdie hulpmiddels gebruik. So terwyl jy van die honde praat, kan jy miskien net ietsie meer sê, wie befonds dit ensovoorts, hoeveel honde is daar? Ja, burgemeester, daar staan 9 honde. Ons het 'n befondsing ontvang van die provinsiale regering, waar ons een van 3, kom ons noem lokaliteite is, wat 'n K9 ontvang het. So ons het so 10.2 miljoen rand ontvang aanvanklik van die provinsiale wetgewer. En dan ontvang ons 'n begroting van so 2.3 miljoen rand na die 3 jaar se projek afgehandel is. En dit is om hierdie honde in stand te hou, of hierdie eenhede in stand te hou. En die doelwit van hierdie honde-eenhede is om in bepaalde streke te kan werk. Maar ook saam met die Suid-Afrikaanse polisie. Saam met die Suid-Afrikaanse polisie, nooit sonder die Suid-Afrikaanse polisie nie. En ons doen dit met rede, en ons moet ook onthou dat daar's wat ons noem 'n MOU met die Suid-Afrikaanse polisie oor die gebruik van honde. So baie keer kry ons hierdie praatjies oor die hond is nie opgewasse nie of die hond is nie behoorlik opgelei. Dit is absolute nonsens. Daar is 'n MOU met die Suid-Afrikaanse polisie om hierdie honde aan te wend. Ons het 9 honde soos ek voorheen gesê het. 7 van hulle is opgelei in bepaalde gebiede soos byvoorbeeld narkotiese middele, in terme van ammunisie, in terme van bietjie spoorsny, om seker te maak dat ons bepaalde items soos kom ons noem maar plofstof. Plofstof en ammunisie val in dieselfde kategorie, maar byvoorbeeld soos abalone, ek kan nou nie perlemoen, daar sê ek kon nou nie aan die Afrikaanse woord dink nie. Om dit te bekamp, en dan is daar 2 spesialishonde wat reddingshonde is, vir mense wat dood is en vir mense wat lewend is.
En dit is aan die hand van die les wat ons ook geleer het in George. Die eerste oproep wat gemaak is nadat daai gebou in mekaar getuimel was na my toe. Leon, kan jy help met honde? En die antwoord was, ek het honde, maar dit is nie spesialis honde nie. So die honde gaan vir jou geen uitvoering kan gee aan 'n bepaalde taak nie. So daar's nou 2 van hulle burgemeester. En ons honde is opgelei deur dieselfde persoon wat die Suid-Afrikaanse polisie Dit is korrek. So dieselfde vlak, net soos wat ons wetstoepassers of 100%. ons reaksie-eenheid se mannekrag Standaard. is ook deur die Suid-Afrikaanse polisie opgelei. Dis reg. Net om terug te kom na die streek toe, ek dink daar's 'n groot wetywering. Ons praat van die uitbreiding van magte en ons praat van devolusie van magte en ek dink soms word daai 2 terme ook in dieselfde sin gebruik en dis verkeerd. Wat ons mee besig is om te onderhandel met die Suid-Afrikaanse polisie is die uitbreiding van magte vir ons wetstoepassers. En die rede daarvoor is omdat hierdie K9 streekgebonde is, beteken dit dat 'n persoon wat in Mosselbaai gebaseer is waar die hondeeenheid is, moet ook kan gaan help in Nysna. En dit is onregverdig dat die belastingbetaler van Mosselbaai dan sou betaal vir daardie aksie in daardie spesifieke plek. Ja. So ons is tans besig met onderhandelings op 2 vlakke waar ons vir die provinsiale owerheid sê, provinsie, julle moet verstaan, ons doen diens in ander plekke ook en daarom moet daar befondsing wees vir brandstof en vir oortyd en vir so voort, sodat dit bemagtig kan word. En tweedens vra ons die Suid-Afrikaanse polisie en die minister van Justisie vir die uitbreiding van ons magte, sodat ons oor grense kan werk, sodat 'n wetstoepasser van Mosselbaai kan in Nysna gaan werk, regstegnies. So, dis nie goed wat ons nie reg doen nie, en ons kry baie kritiek, maar hierdie is 'n proses. Ons moet die polisie kry om ons te erken, en om vir ons daardie mandaat te gee deur die minister van Justisie. En ongelukkig draai die staat se wiele stadig. Dis korrek. Maar u kan seker weet dat ons met dit alles besig is. Net soos wat ons probeer standaardiseer deur 24 plaaslike owerhede. Ek praat net so 'n bietjie weier, maar ek dink is belangrik vir die gehoor, is om te verstaan dat daar is ook 'n instituut wat spesifieke standaarde daar probeer stel in terme van wapens, in terme van opleiding vir almal, in terme van die verordeninge spesifiek. Die toerusting wat ons gebruik. Jy gebruik 'n spesifieke wapen en ek gebruik 'n spesifieke wapen. Hoekom standaardiseer ons nie daarvoor nie? So daar's 'n groot beweegruimte binne die provinsie om ernstig te kyk na veral 2 goed, burgemeester. Een is misdaad en 2 gaan oor werkskepping. En as jy nie daai 2 reg kry nie, dan is dit fataal binne in jou dorpsgebied. Veiligheid is die hoeksteen van stabiliteit. Absoluut. Leon, baie dankie vir al jou insette en wat Leon ook nagelaat het om te sê is die feit dat hy die voorsitter is van IMPS wat staan vir die Institute of Municipal Public Safety en dit is 24 plaaslike owerhede of B-munisipaliteite, 5 distrikmunisipaliteite en dan in die metro. So Leon is die voorsitter en dis natuurlik nie net raadslede wat daar is nie, maar daar's ook amptenare en veiligheidskundiges ensovoorts. So Leon, baie dankie. Ons is ook trots dat jy ons met jou kundigheid daar verteenwoordig en vir die harde werk wat julle daar doen en dan moet ek jou ook geluk wens. Ons het vroeër in die week het ons 2 inwoners van ons dorp gehad wat gestremd is, wat ons kom sien het. En dan werk ons natuurlik ook baie nou saam met Disability Accessibility Mosselbaai, dis daai Ann Hobbs van Ethan Projects. En daar het julle met daai projek het julle 5 sterre gekry vir die JOC. En die hele idee rondom die 5 ster of die star rating is dan in terme van hoe toeganklik die gebou is vir mense met gestremdhede, kry jy 'n ster. En dan hoe meer toeganklik jy is, kry jy meer sterre en ek weet jy het gesig gestremd, gehoor gestremd, beweeglikheid, na alles gekyk en ek weet daar was verskeie mense in die sentrum wat self in daai omstandighede is, wat dit kom assesseer het en wat advies gegee het, hoe om dinge aan te pas. En daar's mense wat werksaam is in die JOC. Ja, vir daai doel was die sentrum natuurlik ook so ingerig. En daar is net 5 sterre, burgemeester. So jy het almal baie geluk. Ja, so ons is baie trots daarop en is 'n bewys dat ons omgee vir mense met gestremdhede in ons dorp. Dit is ook die rede hoekom ons met van ons inwoners gesels het. Die idee is om te kyk hoe ons kan uitbrei op DAM of Disability Accessibility Mosselbaai, wat daaroor gaan nie net om regeringsinstansies meer toeganklik of
vriendelik te kry nie, maar ook besighede. En die idee is om besighede dan self te laat inkoop. Daar's baie toeriste ook met gestremdhede wat ook na Mosselbaai kom. En wat ons agtergekom het is daar eintlik baie min fasiliteite is wat werklik voorsiening maak vir hulle. En natuurlik is dit 'n besigheidsgeleentheid en dit is ook om ons saamwerk met hulle en dan besighede wil aanmoedig om ook in te skakel. Dis 'n besigheidsgeleentheid vir besighede om mense met 'n bepaalde behoefte ook dan voorsiening te maak of meer aantreklik te lyk vir jou besigheid. En natuurlik dan ook om van die munisipaliteit se kant ook te kyk hoe kan ons meer bewus wees van die uit die oë van 'n persoon wat wel gestremd is, om wat is die tekortkominge aan ons kant en hoe moet sy paadjies byvoorbeeld bietjie anders, en baie keer is dit klein veranderinge wat 'n verskil vir daai persoon met 'n spesifieke gestremdheid kan maak, en dit is ook die idee met meneer Scott Thompson onder andere met wie ons gesels het om so 'n projek van stapel te stuur waar ons kan nouer saamwerk met mense met daai spesifieke ervaring in ons dorp om ons fasiliteite ook nog beter te kry. So ons het nou lekker lank gesels. Ek dink ek sal volgende week dan bietjie verder gesels rondom van die ander vrae wat ek gekry het. Maar dit was lekker om weer te gesels. Baie dankie Leon ook vir jou harde werk en toewyding en vir hierdie projek waarmee ons besig is. Dit is volgens die premier ook 'n best practice vir Mosselbaai en dit is werklik toonaangewend. Ons is trots op die werk en dan gesels ons weer volgende week. Tot weersiens.